Goeiedag en baie welkom by Joy Radio, die stasie waar ons praat oor die woord van die Here en saam luister na liedere waar die Here verheerlik word. My naam is Jaco Pieter en die program Ontsluit die Woord gaan vandag handel oor die krag van geloof wanneer twyfel in ons lewe wil oorneem. Die krag van geloof en wat geloof vir ons beteken, hoe geloof ons in stand hou, hoe geloof ons help om in moeilike omstandighede op die Here te fokus en vas te hou aan die beloftes wat hy in sy woord vir elkeen van ons gee. Die geloof in elkeen van ons se lewe funksioneer op 'n baie diep vlak in ons lewe. Maar nie net dit nie, die geloof wat ons in die Here Jesus Christus het, gee ook vir ons baie duidelike rigting oor waarheen ons in ons lewe kan gaan wanneer dinge in ons lewe moeilik raak. Dit is ook vir ons 'n anker, 'n stabiliserende faktor vir ons menslike gees ten spyte van die lewe wat moeilike situasies oor ons pad bring, die lewe wat ontvou en die lewe wat uitdagings oor ons pad stuur en baie keer ons lewe vir ons so moeilik maak dat ons nie meer weet watter kant toe nie. Dis in daardie tye wat ons weet dat ons geloof in ons Here Jesus Christus onwankelbaar is en dit is ook vir ons belangrik om te weet hoe ons geloof ons kan staande hou, hoe ons geloof ons kan help om deur alle situasies en omstandighede te kan gaan. Dit moedig ons aan om te weet dat ons in ons lewe nodig het dat ons kan sien waaroor dinge gaan, al kan ons nie met die blote oë sien nie, dat ons moet om te vertrou op die Here sonder laat ons dit sien, want geloof is natuurlik 'n belangrike aspek in ons lewe. Geloof is so sterk soos die een in wie jy glo. En dit wil ek julle in die begin sê, want ons glo in die Here Jesus Christus. Ons glo in God die Vader. Daarom het ons 'n baie sterk geloof. Al voel dit vir ons soms asof ons geloof wankel en al voel dit vir ons soms asof ons nie kop bo water gaan hou nie. Wil ek vandag vir jou sê dat dit nie nodig is vir jou om skuldgevoelens te ontwikkel wanneer jy twyfel nie. Ons moet ook onthou dat wanneer daar chaos in die wêreld is ons geloof ook 'n sielkundige anker en is baie meer as net 'n filosofie. Ons moet weet dat hoop verskillende aspekte in ons lewe vir ons bring en ons hoop is op Christus. Ons hoop is nie in 'n ligleegte nie. Ons hoop nie sommer op iets wat ons iewers gehoor het nie. Ons hoop op grond van wat ons weet, op grond van wat ons alreeds ervaar het in die Here. En ons geloof is ook gebaseer op ons persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus. En daarom kan ons ook weet dat chaos nie ons geloof in die Here kan ontwrig nie. Alhoewel ons sielkundig en fisies kan swaar kry in ons lewe en daar dinge op ons lewenspad kom wat die lewe vir ons moeilik maak, moet ons weet dat ons geloof soos 'n paal bo water uitstaan. Dat ons geloof vir ons lig bring, dat ons geloof gekoppel is aan die een wat alles gemaak het, dat ons glo in die Skepper God en dat ons in die begin vir mekaar hier op hierdie program moet sê dat ons glo in God die Vader en ons glo in die Here Jesus Christus en ons glo in die Heilige Gees. Ons glo dat God se woord die volkome leer van verlossing is en ons glo dat die woord vir ons 'n lig op ons pad is, soos ons lees in Psalm 119. Dit is dan nou belangrik dat ek vir jou vra, liewe luisteraar, oor jou lewe. Wat is die ervaring wat jy het in jou lewe as dit kom by geloof en hoop? Ons moet onthou dat Paulus in 1 Korintiërs 13, dat hy in Tessalonisense en in sy briewe voortdurend oor geloof, hoop en liefde praat. En vir Paulus is hierdie 3 sleutelaspekte so belangrik dat hy in sy briewe in Korintiërs 13 praat hy van geloof, hoop en liefde wat bly. En in Tessalonisense praat hy van die geloof wat werk het, die liefde wat arbeidsaam is
en dan ook natuurlik die hoop op die Here Jesus Christus. Ek wil by jou hoor in jou lewe hoe jy hoop sal beskryf. Hoe jy hoop sal definieer in jou lewe en waarop jy hoop en hoe jou geloof in die Here, hoe jou hoop en vertroue op die Here telkens in jou lewe vir jou nie net uitklaring gegee het oor situasies nie, maar jou ook gehelp het om staande te bly. En daarom moet ons weet dat ons hoop op die Here is. Ek wil begin deur so getuienis vir jou te gee. En hierdie getuienis gaan oor 'n persoon vir wie ek jare terug besoek het, voordat hy gesterf het. Hierdie persoon het diabetes gehad en hy het ook hartversaking gehad en in sy lewe was daar 'n klomp dinge wat nie in plek was nie. En toe ek hom besoek, toe vra ek vir hom, sê nou jy gaan nou tot sterwe kom, waarheen gaan jy? Toe antwoord hy my en hy sê vir my, weet jy, ek weet aan wie ek my toevertrou het. Ek behoort aan die Here, ek is die Here se kind en ek weet ek is gered, maar ek twyfel. Want ek is nie seker of ek vir die Here goed genoeg gaan wees wanneer ek my oë hier op aarde toemaak nie. En ek vra toe vir my met vir my verduidelik wat hy hiermee bedoel en hy sê toe vir my dat hy vriende het wat vir hom gesê het, if you live like a cowboy, you will die like a cowboy. Ek het hom verder gevra om vir my te verduidelik wat hy bedoel en hy sê toe vir my dat hy baie foute in sy lewe gemaak het en dat hy nie seker is of hy gered gaan word op grond van al hierdie foute nie. Ek het 'n rukkie na hom gekyk en vir hom gevra of hy al ooit hierdie sondes teenoor die Here bely het, waarop hy positief geantwoord het en gesê het hy het hierdie sake met die Here uitgesorteer. En ek sê toe vir hom, weet jy, op grond daarvan kan ek verkondig vandag dat die Here jou vergewe het, dat jy vandag skoon is voor die Here. Want as jy jou sondes bely, 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig, hy reinig ons van alle ongeregtigheid. En ek sê dit toe vir hom. Oomblikke stil gebly, my gekyk en gesê, weet jy, ek sien my verlosser. Ek vra toe vir hom, hoe bedoel hy hy sien sy verlosser? En hy antwoord my toe en sê, hy sien vir Jesus in die kamer staan. Op daardie oomblik was dit baie oorweldigend om so iets te hoor en dit was ook 'n voorreg om so iets saam met hierdie persoon te kan deel. En liewe luisteraars, dit was vir my ook het my ook in my geloof versterk. Want ek vra toe vir hom, maar wat ervaar hy as hy sy verlosser sien? En hy sê toe vir my, weet jy, ek kan nou sterf in vrede want ek weet dat my lewe met die Here reg is. Ek sê toe vir hom, dit is wonderlik om te weet want dit is presies wat die Bybel ons leer. En ek kom toe agter in daardie oomblikke en selfs vandag as ek daaraan terugdink, dat hy hoop gekry het en dat daardie hoop waar geword het deur Christus wat op 'n konkrete manier aan hom verskyn het, wat vir hom sigbaar geword het in sy geestesoog en dat hy kon sien waarheen hy gaan. En dit is vir my so 'n mooi voorbeeld van hoop in aksie, van iemand wat natuurlik aan die Here vashou en kan weet daar's 'n geloofsekerheid. Daar is sekerheid oor waantoe hy kan gaan ten spyte van twyfel. En in sy verhaal leer ons natuurlik ook dat mense ons kan laat twyfel. Dit wat hulle sê, dit wat gebeur, dit wat mense aan ons doen, dit wat in die wêreld gebeur, kan ons baie maklik in ons gedagtes gevange hou en keer om te hoop op die lewende Here. En in sy lewe het dit toe gebeur dat hy op die Here gehoop het en op die Here vertrou het. So ek wil hê dat ons vandag baie duidelik moet verstaan dat geloof is om te glo in die dinge wat ons nie sien nie. Hebreërs 11 vers 1. Om te vertrou op dit wat ons weet. So geloof in ons lewe is kennis en vertroue. Kennis wat ek van God het, maar ook 'n vertroue dat dit wat ek van God weet, die waarheid is. En hierdie vertroue is nie iets wat ons in ons gedagtes moet inbou of inwerk nie. Dit is iets wat ons in geloof aanvaar. Met ander woorde, dis 'n geloofstree wat ons gee en baie keer sê mense in die onbekende in. Want om die Here te vertrou vir alles, weet ons moet ons elke dag doen en ons vertrou die Here elke dag.
Maar ons moet ook besef hoe wonderlik en heerlik dit eintlik is om hierdie tree te kan gee weg van die aardse koninkryke af in die koninkryk van die Here in. En Jesus het ons geleer dat die koninkryk van God reeds gekom het en daarom deel ons ook in God se koninkryk omdat ons sy kinders is. So die doel van hierdie program vandag is dat jy aan die einde van hierdie program moet weet dat jou geloof geanker is in die Here Jesus Christus. Dat jy moet weet hoe belangrik dit is dat jy hierdie tema in jou lewe moet verstaan, sodat wanneer twyfel inkruip en wanneer twyfel wil oorneem in jou lewe, dat jy kan weet, vas en seker kan weet, dat jy aan die Here behoort. So ons moet vandag baie mooi oor hierdie aspek dink. En ek dink jy moet ook hierdie aspek vir jouself uitklaar en in jou eie lewe verstaan hoe jy God in die geskiedenis in jou lewe ervaar het, hoe jy die Here vandag ervaar en ook hoe die skrif, hoe die woord van die Here ons help om hoop beter te verstaan. Een van die teksgedeeltes wat vir ons 'n vergrootglas is op hoop is Romeine 5, wat aan almal baie goed bekend is, waar Paulus skryf swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek suiwer hoop. Swaar kry is dus nie die einde van alles nie. Swaar kry is nie 'n streep wat getrek word in ons lewe nie. Dit is nie 'n punt wat alles by eindig nie. Wanneer ons in swaar kry volhard, dan gaan hierdie swaar kry vir ons volharding kweek. Met ander woorde, ons gaan in swaar kry leer om vas te byt, om aan te hou vertrou op die Here, om te weet dat die Here by ons is. En dit maak ons geloof suiwer, want dit help vir ons dat ons geloof op die Here alleen is in tye wat ons self wil ingryp, in tye wat ons self beheer oor sake wil neem, waarin ons eintlik magteloos is en niks aan kan doen nie, dat ons in daardie tye kan weet dat ons geloof in die Here geanker is. En 'n suiwer geloof beteken vir my en vir jou dat ons regtig in alles die Here met alles vertrou. En daarom moet ons weet dat hoop nie net 'n storie is nie, dat hoop nie net iets is waarvan ons lees nie, maar dat hoop gekoppel word aan ons Here Jesus Christus. So geloof kweek 'n suiwer hoop. Dit kweek 'n hoop wat absoluut sentreer rondom God en dit kweek vir ons 'n hoop wat in ons lewe realiseer en waar word, sodat ons in alle omstandighede kan weet dat die Here by ons is, dat die Here ons help en dat ons kan weet dat swaar kry en ellende en probleme ons nie gaan onderkry nie, ons nie gaan definieer nie, maar dat ons gedefinieer word vanuit die hoop van ons Here Jesus Christus wat in elkeen van ons se lewe die deurslaggewende faktor is. En ons kan dit toepas. Ons kan elke keer en telke male wanneer dit vir ons voel asof ons werk, kan ons dat ons hoop suiwer is, dat ons suiwer net op God hoop. So wat belangrik vir ons is, wanneer ons hoop, is dat ons moet verstaan dat God se karakter altyd dieselfde bly. Reg deur die Ou Testament, reg deur die Nuwe Testament, bly God se karakter dieselfde en kan ons op die Here hoop en kan ons hom vertrou met alles wat in ons lewe gebeur. Ons moet leer om te reageer op God. Ons moet leer om te reageer op God se beloftes. Ons moet leer om te reageer op God se Gees wat in ons en deur ons werk. Want ons reaksie op die Here se betrokkenheid in ons lewe bepaal hoe ons hoop gaan lyk. Ons hoop nie soos ongelowiges nie. Ons treur ook nie soos ongelowiges nie. Ons hanteer ook nie moeilike omstandighede soos ongelowiges nie. Ons raak nie desperaat nie. En ons leer elke keer om in situasies waar ons desperaat voel, te kan weet dat ons op die Here kan vertrou. En dit is vir ons belangrik om te weet dat ons reaksie elke keer getoets moet word. Ons moet soos Paulus vir ons leer in 1 Korintiërs 10 vers 3 tot 6, moet ons elke gedagte gevange neem en gehoorsaam maak aan ons Here Jesus Christus. En ek dink dat ons as mense baie keer die fout maak
om te vinnig desperaat te raak, te vinnig perspektief te verloor, te vinnig beheer prysgee en toelaat dat ons eksterne omstandighede ons lewe oorneem. En dit bring ons dan by 'n baie belangrike aspek en dit is die pad vorentoe in ons lewe. Dat ons moet besef dat ons iewers heen op pad is, dat ons nie stagneer en heeltyd op dieselfde plek is nie, maar dat ons vorentoe gaan en dat ons in ons toekoms kan instap en weet dat ons hoop op die Here is nie net in ons verlede nie, maar ook in ons hede, maar ook in ons toekoms. Dat ons verlede, hede en toekoms in God se hande is en dat hy die een is wat altyd sorg. En dit is iets wat ons moet onthou. Dit is iets wat ons moet weet, dat ons vorentoe kan gaan en ons lewe baseer op God se woord. Dat die Here die een is wat altyd by ons is. So die klem vir ons lê natuurlik dan daarop dat ons moet reageer op die Here. Dat ons in ons lewe moet reageer op God se teenwoordigheid in ons lewe. Dat ons in ons lewe moet leer dat ons die Here kan vra, dat ons hoop kan kry, dat die Here vir ons sal help om in ons geloof sterk te staan. Daarom kan ons in vandag se tyd waar daar baie onsekerheid is, waar daar oorloë is en ekonomiese probleme en rassehaat en konflik en venynigheid en motorongelukke en die verlies van 'n geliefde en al daardie baie dinge. So liewe luisteraars, ek weet nie waardeur julle gaan of wat jy op hierdie stadium in jou lewe beleef of ervaar nie, maar ek wil hê dat jy vandag mooi moet verstaan dat jou geloof jou definieer. Jou geloof is so sterk soos die een in wie jy glo. En daarom is dit belangrik dat jy moet besef hoe belangrik jou geloof is in jou lewe elke dag. Sodat wanneer jy deur storms getref word, dat jou geloof jou kan anker in die Here. Die definisie van geloof is om te vertrou in God se karakter en in sy beloftes, selfs wanneer omstandighede onsekerheid bring. Selfs in ons omstandighede waar daar twyfel in ons lewe insluip. En daarom moet ons terugkeer elke keer na Hebreërs 11 vers 1 toe, wat vir ons baie duidelik sê wat geloof is. Maar nie net dit nie, dat ons ook sal weet hoe belangrik dit is dat ons in ons lewe soos die karakters wat in Hebreërs 11 beskryf word, kan glo. Want omdat hulle geglo het die Here vir elkeen van hulle gehelp en was die Here elke dag by elkeen van hulle. So om te glo, Hebreërs 11 vers 1, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En daarom kan ons weet dat ons hoop op die Here is. Ons kan seker wees op wie ons hoop. Ons kan seker wees aan wie ons onsself toevertrou het. Hebreërs 11 vers 2, dit is immers van wie hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. En omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge, dis nie ontstaan uit iets wat ons kan sien nie, maar het ontstaan vanuit die Here. En daarom weet ons dat ons glo in die Skepper God wat regeer oor die hemel en die aarde. In Hebreërs 11 kry ons 'n klomp voorbeelde. Ons kry die voorbeeld van Abel wat 'n offer aan God gebring het en God wat sy offer aanvaar het en dat God vanweë Abel se geloof het hy van die Here bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is want God het sy offers aangeneem. En deur dieselfde geloof is daar vandag nog steeds 'n getuienis wat ons lewe tref, omdat die Here nog altyd dieselfde werk doen. Henog is weggeneem sonder dat hy gesterf het en was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy voordat hy weggeneem is geleef het soos God dit wou. As 'n mens dan nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Want wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. 'n Verdere voorbeeld, Hebreërs 11 vers 7 is Noag. Elkeen van ons ken die verhaal van Noag en hoe Noag die ark gebou het op grond van die opdrag van die Here. En hy het geglo dat dit wat gebeur die waarheid is, dat daar 'n vloed gaan kom en dat hy die ark moet voltooi. En omdat Noag geglo het,
het die Here hom vrygespreek in natuurlik sy lewe. 'n Volgende voorbeeld is Abraham, omdat hy geglo het, hy het gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. En ons weet natuurlik dat Abraham getrek het na 'n plek toe sonder dat hy weet waar hy sou uitkom. Maar omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. En daar het hy in tente gaan woon, lees ons. Abraham het geglo en hulle het ook op 'n baie hoë ouderdom vir Isak as 'n kind gekry. So een man, die vader Abraham, soos die Jode hom geken het, die vader van geloof. Abraham wat 'n simbool is van hoe geloof werk. Natuurlik weet ons dat Jesus baie meer as Abraham is, dat Jesus vir ons kom leer het wat dit beteken om in die Vader te glo. Jesus leer vir ons lees dit in Johannes en ons lees dit in die evangelies en in die Nuwe Testament, hoe hy op die Vader vertrou het, hoe hy die Vader se wil kom bekend maak het en hoe hy vir ons kom sterwe het. So ons moet weet dat die Here altyd by ons is. En omdat Abraham geglo het, toe hy op die proef gestel is, om vir Isak as offer af te staan, het die Here vir hom ook natuurlik beloof en 'n belofte gegee, uit Isak sal jou nageslag gebore word. En daarom het hy gereed gestaan om sy seun te offer, want hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham ook vir Isak, om dit so te stel, terug ontvang het. Omdat Isak geglo het op sy beurt, het Jakob en Esau hulle geseën met die oog op die toekoms. Omdat Jakob geglo het weer op sy beurt, het hy op sy sterfbed albei die seuns van Josef geseën en tot God gebid. Omdat Josef geglo het, het hy kort voor sy dood melding gemaak van die uittog van die Israeliete en opdrag gegee in verband met sy liggaam. Omdat Moses se ouers geglo het, het hulle hom na sy geboorte 3 maande lank weggesteek. Hulle was nie bang nie, vir die bevel van die koning nie. Omdat Moses op sy beurt geglo het, het hy toe groot geword en hy het geweier om die seun genoem te word van die Farao se dogter. Hy het liewers verkies om sleg behandel te word en saam met die volk van God, as om die kortstondige genietinge van die sonde te hê. En toe Moses Egipte verlaat het, het hy verder op die Here vertrou. Omdat hy geglo het, het hy die Pasga ingestel en die bloed aan die deurkusyne laat smeer. Omdat die Israeliete geglo het, het hulle deur die Rooi See getrek. Omdat hulle geglo het, het die mure van Jerigo geval. En dan kom ons by Ragab. Omdat Ragab geglo het, die prostituut, het sy die verkenners vriendelik ontvang en hulle gehelp. En ons kan nog praat van baie ander karakters in die Bybel. Ons kan praat oor die martelare in die Nuwe Testament. Ons kan praat oor al die mense wat swaar gekry het omdat hulle geglo het, maar hoe die Here vir hulle telkens in hulle lewe gehelp het en bygestaan het. Gelowiges is met klippe doodgegooi. Gelowiges het swaar gekry. Maar as ons na al hierdie gelowiges, al hierdie voorbeelde kyk, dan word daar met groot lof van elkeen van hulle gepraat. En alhoewel daaroor almal van hulle met hulle van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie. Maar omdat God vir ons iets beters beoog, kan ons natuurlik weet dat ons toekoms vir ons klaar en seker is. So ons het hierdie voorbeelde en daarom weet ons dat die lewe se uitdagings vir ons baie twyfel in ons lewe kan bring. Dat die lewe vir ons baie dinge oor ons pad bring, sielkundig of emosioneel, en ons moet erken wat ons gevoelens is en wat dit aan ons doen. In 2 Korintiërs 5 vers 7 lees ons loop in geloof, ons wandel in geloof, nie deur dit wat ons sien nie. En daarom moet ons weet dat geloof selfs in die donker sien. Geloof sien selfs in die tyd van chaos en wanorde. Sien geloof die werking van God raak. Sien geloof die hoop raak wat die Here vir elkeen in ons lewe gee. Ons weet natuurlik dat geloof baie krag het en dat geloof berge kan versit, soos Jesus sê in Matteus 17 vers 20, wanneer hy praat oor die mosterdsaad wat berge kan verskuif, die geloof wat klein is, maar tog groot dinge kan doen. Kom ons gaan weer vir 'n paar oomblikke terug na jou
ervarings wat jy in die verlede gehad het oor jou geloof, dinge wat jou geloof in die verlede versterk het, dat jy in jou lewe kon vasbyt en deur situasies kon kom. Dink aan jou persoonlike getuienisse, dink aan hoe die Here vir jou gehelp en gered het. En dit bring jou natuurlik dat jou geloof gevestig word in die skrif. Jakobus 1:6, maar die wat twyfel, nee, Jakobus 1:6, maar laat almal in geloof vra sonder om te twyfel. Dit leer vir ons dat ons geloof in die skrif gebaseer is. Saam met ons geloof natuurlik gaan gebed en ook die gemeenskap met die gelowiges, want ons as gemeenskap van gelowiges hou mekaar ook sterk en dra mekaar natuurlik. En daarom moet ons ook weet dat ons gebed 'n kragtige uitwerking het en dat God ons gebede verhoor en dat hy in alle situasies en omstandighede by ons is. Ons kan dan vandag, wanneer ons nadink oor ons geloof, wanneer ons nadink oor ons hoop, moet ons weet dat ons geloof alles bepaal in ons lewe, selfs in die tye van onsekerheid en die tye van twyfel, moet ons weet dat ons geloof moet verstaan. Wanneer ons geloof verstaan, sal ons hoop verstaan. En wanneer ons hoop verstaan, kan ons die onsekerheid in ons lewe identifiseer, 'n naam daaraan koppel en dit in gebed na die Here toe vat. Ons kan dan ook weet dat ons 'n aktiewe geloof het, 'n geloof wat gebaseer is op die lewende God. En daarom moet ons mekaar bemoedig. Ons moet weet dat die Here altyd daar is. Selfs al begin jy twyfel, selfs al is daar dinge wat jou onseker maak, dinge wat jou lewe ontwrig, kan jy verseker weet dat God altyd teenwoordig is en dat dinge altyd uitwerk, dat dinge altyd uitgeklaar word en dat God altyd vir ons sorg en dat hy altyd vir ons naby is. Daarom moet ons bid vir wysheid. Daarom moet ons ook bid vir geloofsversterking. Ons moet ook bid dat die Here ons oë sal oopmaak om te sien wat in die skrif staan, sodat ons dit wat daar staan kan glo en daarop kan vertrou. Vra vir die Here ook vir moed. Vra vir die Here om jou te help om vas te byt. Vra vir die Here om jou te help om te volhard, selfs al is die uitkoms onseker. En daarom wil ek vandag vir jou bemoedig deur vir jou te sê, weet jy wat? Die Here maak jou sterk. Die Here gee vir jou krag. En die Here is die een wat in jou geloof ook vir jou versterking kom gee deur die Heilige Gees. En dat ons ontvanklik moet wees daarvoor. Jy moet jouself oopstel om te weet dat die Heilige Gees elke tree saam met jou is in jou lewe en dat hy vir jou krag gee en dat hy vir jou help. So, ons het vandag gesels oor hoop. Ons het gepraat oor geloof. Ek het die storie vertel van die man wat onseker was oor waarheen hy gegaan het, maar deur dat hy geglo het dat sy sondes vergewe is, het hy sy verlosser gesien en kon hy met geloofsekerheid sê dat hy weet dat hy na sy verlosser toe gaan. Here, ons wil U loof en prys en vir U dankie sê dat U ons red, dat U ons help, dat U ons geloof versterk, dat U vir ons in moeilike omstandighede uitkomste kom gee. Ja, Here, selfs in die tye wat ons desperaat voel oor ons omgewing, oor ons omstandighede, oor ons land, oor ons werk, ekonomie, gesondheid, families, wat dit ook al is, kan ons weet, Here, dat ons in U kan glo. Dankie vir al die voorbeelde van gelowiges wat geglo het en wat op U hoop en vertrou het. Ons loof U vir U getroue liefde in ons lewe. Amen. Vriende, my gebed vir elkeen van julle is dat die genade van ons Here by julle is, dat hy vir julle sal omvou met sy liefde en dat die Heilige Gees vir jou sal krag gee en jou inspireer. Die genade van die Here is by elkeen van julle.